Dag sê, dankie en welkom vir nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Okito Greik. Vandag is Maandag die 16de Februarie 2026. Op vandag se uitsending sal Andrew Polman by ons aansluit om die sporthoogtepunte van die afgelope naweek met ons te deel. Voor dit sal ek en Desmarius Hansen bietjie uitbrei oor die nuutste nuus in môre se Republikeinse binneblaaie en ons sal natuurlik ook bietjie loer na die weer en veel meer. So bly by ons en baie dankie. Welkom terug in die ateljee met my, Desmarius Hansen. Hoe gaan dit, Desmarius? Goed, dankie Okito, hoe gaan dit? Goed, dankie. Voor ons by jou storie kom, kom ons praat bietjie oor 'n baie interessante uitstalling wat môre gaan open. Dis nou in Lourdes. Dit is 'n uitstalling oor vroue deelname in maritieme wetenskap. Ja. Baie interessant. Dit word aangebied met hulp van die Spaanse ambassade en die Namibiese Maritieme Museum op Lourdes. En een van die mees interessante punte, dit gaan ook toespraak insluit deur Namibië se eerste vroulike skeepskaptein. Dit sal baie lekker wees, dink ek. Baie lekker, ja. Ja, nog 'n interessante storie wat in môre se koerant is die 16 miljard wat aangevra word om Namibië se gesondheidsdiens te verbeter. Die regering poog en veral die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste om die gehalte van gesondheidsdienste te verbeter en ook om dit so te maak dat almal in die regering gebruik gaan maak van openbare dienste in plaas van private dienste. Dit sluit nou in die toppolitici. Dink jy dis moontlik? Dit is. En is dit 'n goeie ding? Dit is 'n goeie ding, Okito. Wanneer laas was jy by 'n publieke hospitaal? Of 'n kliniek? 3 maande gelede. Ja. En dit werk? Dit werk. Ja, ek ook, ek gebruik daai dienste. Ja. Maar kom ons brei bietjie uit oor die storie wat jy gedoen het. Dit gaan oor die media te versterk en bemagtig om beter geslagsgebaseerde geweld te bekamp. Wat is die kern van die saak? Ja, so basies die regering van Gender Inequality het 'n opsie gebring dat die jong joernaliste, veral jong joernaliste, getrain word hoe om hierdie baie sensitiewe sake soos GBV te behandel. Van hulle sê jong joernaliste en ook hoe moet ek sê, matured joernaliste is baie, they have an impact, hulle het baie groot impak op hierdie sake. So hulle sê die training sal hulle help om hierdie sake meer met genoeg informasie en inligting te behandel. Nou is dit te doen byvoorbeeld met taalgebruik, hoe ons die gebeurtenis beskryf en hoe ons die slagoffers beskryf, is dit in daai aard? Ja, dit het meer te doen met taal en ook hoe moet ek sê, dan die visual aspek van dit. So foto's van die victims, families van die victims, en ook foto's van die, hoe moet ek sê, die kriminele wat hierdie sake doen. So dit het meer te doen hoe hulle die informasie kan behandel en na die publiek te voer. Ja, basies. Maar geslagsgebaseerde geweld bly 'n groot probleem in ons samelewing hier in Namibië. Ja, dink jy ons doen genoeg as 'n samelewing? Boonbehalwe wat die media doen. Ek dink ons doen genoeg, veral in die wêreld van sosiale media. Die publiek met die help van sosiale media help hierdie sake. Deur om hulle self ondersoeke te doen en mense
op de, hoe moet ik zeggen, op de vind. Ja. Ja, so ons is baie belangrijk in die aspect. Het jy al van tevore self oor so iets geskryf? Nee, ek het nog nie. Okay. Ek het nog nie. Is jy van plan om jou opleiding deur te gaan? Ja. Okay. Nee, baie dankie dus Marius. Ja. En daar is natuurlik nog baie meer vir u om te lees in môre se Republikein. So koop gerus en lees self. En bly by ons want net hierna sal Andrew Poelman by ons aansluit om die sporthoogtepunte in diepte met ons te deel. Baie dankie. Ja. This week's decisions, today's debates, tomorrow's consequences. The agenda puts the spotlight on Namibia's most pressing issues and the people driving them. From headline makers to groundbreakers, we bring you voices and perspectives at the center of the national conversation. One story, one interview, the depth you'll not find anywhere else. That is the agenda. Hallo daar kijkers, mijn naam is Brian Munango, aanbieder van Gooi Kolle. My naam is Patricia Kutse en ek is julle braai aanbieder. Hallo julle, ek is Andrew Poelman, mede-aanbieder van Gooi Kolle. Ons sou wou ons 'n bietjie van 'n braai tema inwerk saam met sportvooruitsigte van die naweek, so 'n bietjie sportpersoonlikhede bekendstel. So ons sien uit na ons derde seisoen. En dan ook lekker kos op die kole. Julle kan ons elke Vrydag om 12:30 op DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 en ook op ons webwerf OneUp2. Welkom terug. So ouer gewoonte gaan ons bietjie inloer by die weer om te sien of dit sonskyn of reën is wat vir ons inwag vir môre. Soos verwag op Katima Malilo vanaf 19 grade tot op 25 grade, dis dan Dinsdag die 17de Februarie. Dit lyk daar gaan bietjie reën val daar op Rundu ook. Ons verwag vanaf 16 grade tot op 26. Op Oshikati is dit gedeeltelik bewolk vanaf 21 grade tot op 31 grade verwag vir môre. Ruakana vanaf 18 grade tot op 33. Op Tsumeb verwag ons vanaf 17 grade tot op 28 grade, lyk bietjie reën ook daar. Om Maruru is dit gedeeltelik bewolk, verwag vir môre vanaf 18 grade tot op 33. Hier in die hoofstad in Windhoek verwag ons vanaf 17 grade tot op 28 grade gedeeltelik bewolk. En op Gobabis verwag ons ook reën vanaf 17 grade tot op 21 grade, bietjie koelerig daar op Gobabis. Verder op Henties Bay verwag ons gedeeltelik bewolkte kondisies vanaf 18 grade tot op 22 grade, Swakopmund. Sonskyn daar vanaf 18 grade tot op 19 grade, Walvis Bay ook vanaf 18 tot op 22 grade sonskyn. Op Mariental verwag ons vanaf 21 grade tot op 30 grade, op Rehoboth vanaf 19 tot op 29. Ons verwag op Aranos vanaf 19 grade tot op 26 grade, Keetmans vanaf 20 tot op 33, bietjie reën ook daar op Keetmans. Loedrits is dit weer sonskyn vanaf 15 grade tot op 24 grade, Arendvlei vanaf 21 grade tot op 34 en Oranjemund is dit sonskyn, môre verwag vanaf 16 grade tot op 26 grade. Don't miss Tourism's Namibia, your ultimate guide to the latest in travel and tourism. We explore breathtaking destinations across Namibia, keep you updated on the latest news in the industry, and we focus on an interesting topic in Namibia and beyond its borders. Don't miss our program every Sunday at 6 p.m. in Namibia on our DStv channel 285, our GoTV channel 25, and you can also stream it online on our website oneup2.com/ntv. Dankie en welkom terug. Nou is dit tyd om by Andrew Poelman al die besonderhede te hoor van die naweek se sport. Hoe gaan dit, Andrew? Nee, aan die gang daarom. Mooi.
Kom ons begin, vertel ons bietjie van die prestasies van ons driekamp atlete daar in Egipte. Ja, so Namibië het 'n span gestuur het daar so na die Afrika Junior kampioenskap toe en teruggekom het met 2 goue medaljes, beide die junior mans en die junior vroue. So 'n wonderlike prestasie vir die triathlon federasie. Nathan Chase wat dan aan die eerste item van die dag die mans goue medalje gewen het. Ons kan miskien na kyk hoe hy geëindig het daar by die wenstreep. First man, making Namibia proud. He's about to win this thing. Nathan! Lekker boot! Making Namibia proud! Woo! Ja. Yay! Mooi. So het 'n goud daar losgeslaan. Ja, so Nathan Chase, baie talentvolle atleet, driekamp atleet, fietsryer ook. Net die vorige naweek het hy die Namibiese tydtoetstitel by die Namibiese fietsry padkampioenskap, nasionale kampioenskap ook gewen. En laas jaar het hy by 'n veld triathlon wêreldbyeenkoms het hy ook 'n silwer medalje gewen, so natuurlik baie talentvol. Ja. En dan so tydjie nadat hy sy wedloop gewen het, was toe nou die vroue wedloop wat ook klaar gemaak het. Daarso was dit dan Maya Brinkman wat ook die goue medalje vir Namibië gewen het. Sy was heeltyd voor in haar resies. Sy het dan gewen met so 23 sekondes voor Taylor Foster van Suid-Afrika. Nathan hy was na die swemskof was hy so in die 4de posisie. Hy sê daar was die wind het bietjie gewaai en toe het hulle bietjie laat kon hulle begin het met, hulle moes eers daar die goeders weer reg in plek sit vir die begin en dit het so bietjie ingemeng met hulle opwarming. Ja. En hy het toe nou, maar hy sê toe eers op die fiets klim, toe hy begin die power, toe begin hy daarom sy merk maak daarso. Bietjie wegtrek. Ja, so ja, 2 baie besondere talentvolle atlete wat nou maar weer daarso het. Maya Brinkman wat ook al 'n silwer medalje by die vorige junior Commonwealth Games Staatsbond spele gewen het in Trinidad of Tobago. Ja, so altyd van hulle behoort ook te kwalifiseer dan vir die wêreldkampioenskap, junior wêreldkampioenskap wat ook hierdie jaar plaasvind en ek dink die junior Olimpiese spele is ook hierdie jaar in Dakar in Senegal, eerste keer dan in Afrika. Maar so hulle behoort ook, hierdie was 'n kwalifiserende byeenkoms, so ek dink hulle behoort, ek dink hulle sal 'n plek toeken aan die land, so die land moet besluit vir wie hulle gaan stuur. Okay. So hopelik bly hulle fiks en tel die beserings op en sulke goedie. Ja. Dan kan hulle daarom hopelik daarso of nou maar weer verteenwoordig, so. Ja. Ek dink ons as Namibië kan ook bietjie dankie sê vir die Chase en die Brinkman families, want mense bietjie ondersteuning nodig het om so 'n prestasie reg te kry. Ja, nee, verseker, is ook altyd families wat prominent is in die sport, Brinkman familie van OTB sport, ook baie byeenkomste wat hulle reël in verskillende sportkodes, so hulle doen hulle deel gewis. Ja, Maya Brinkman wat ook in haar media onderhoude melding gemaak het van 'n klein federasie soos die Namibiese triathlon federasie wat is 'n baie goeie prestasie vir hulle en eer uitgespreek teenoor almal wat daar afgerig het met haar fietsry en haar swem en almal wat ure ingesit het in dit en sy net haar eie werk sê nie sê sy. Nee, dis iets om oor trots te wees. En dankie. Ja, daar sien ons op baie foto dan die hele Namibiese span wat daar was. Daar was, ons miskien vinnig melding maak, Jana Mutsler was ook daar in die vroue resie, sy het 12de klaar gemaak en Kira Marshall was 13de uit die 23 vroue wat daar deelgeneem het. En dan James Langford was 3de, Matt Rees Isaacs was 19de en Finn Middleton, hy het 35ste klaar gemaak. Hulle dan so 47 mans gehad wat daar begin het en dan ook op die foto Adele de la Rey was die afrigter wat hulle vergesel het. Wonderlik. Nee, dis baie goed. Maar okay, kom ons kyk bietjie verder te velde daar in India waar Namibië in die T20 besig was met cricket. Vertel ons wat gebeur het. Yes, so Namibië het sy laaste wedstryd aan Sondag gespeel het teen die VSA, teen Amerika.
Laurens Steenkamp wat daar 50-tal gekry het. En hoe doen Namibië daar in India in die T20 cricket? Ja, so Namibië se laaste wedstryd wat dan Sondag gespeel was teen die VSA in Chennai in India. So dit was dan die VSA wat die lood gewen het en gekies het om eerste te golf, wat miskien, ek weet nie of dit vir hulle voordeel was nie, maar ja, Namibië wat 'n bietjie van 'n afdag gehad het met hulle veldwerk, vangkanse wat hulle verbrou het en kolwers wat aangegaan het om toe nou lopies teen hulle aan te teken bietjie. En op die ouene was dit dan Namibië wat 199 afgestaan het van die VSA, 199 wat die VSA aangeteken het, Namibië moet die 200 kry om te wen, en Namibië wat toe geëindig het op 168-6. So dit was dan Laurens Steenkamp wat 58 aangeteken het van 39 balle, eerste 50-tal vir Namibië dan by hierdie toernooi. En dan, hulle het eintlik goed begin, Jan Vryland wat ook vinnig 19 lopies aangeteken het van 15 balle af, en Nicole Lofty-Eaton met 28 lopies van 17 balle uit 4-4 geslaan. Ongelukkig Gerard Erasmus wat uitgevang is vir 6. En die golfbeurt wat toe nou, die golftempo wat toe nou so 'n bietjie buite hulle beheer geraak het. Ja. En wat kan jy nog meer vertel van onze kaptein Gerard Erasmus? Ja, Gerard Erasmus wat veral dan in die vorige wedstryd teen India, donderdag aand het hy 4 paaltjies gevat. En hoewel India se topkolwers aan die begin nogal redelik ingeklim en 'n paar sesse geslaan het Namibië uiteindelik 9 paaltjies gevat. Hulle het amper die Indiese span uitgebou in die 20 balbeurte. En Gerard Erasmus het so 'n bietjie met sy variasie veral dit baie afgewissel het. Partykeer dat hy so 2 tree agter die skeieregter se rug sommer al die bal hy het eintlik paaltjies gevat met van daai balle wat hy so partykeer sonder 'n aanloop eintlik, of hy het so party so die klassieke styl en partykeer het hy so dwarsarm aksie wat hy uitgevoer het. En so mense het nogal baie gepraat oor sy afwisselinge en hoe hy die kolwers bietjie aan die raai hou en vir hulle iets gee om oor na te dink. Die skare het geniet. Ja, nee, verseker. Ek dink Namibië wat dan uitgeskakel is, nou nie meer die Super 8 gaan haal nie. Hulle het nog 1 wedstryd oor Woensdag dan teen Pakistan. Pakistan wat dan nou hierdie wedstryd moet wen om deur te gaan, omdat hulle Sondag aan dan teen Indië verloor het. Wat is ook 'n groot wedstryd geweest natuurlik, Indië teen Pakistan altyd. Ja. Hulle is dan in Colombo, hulle is omdat Pakistan en Indië mos nou nie heeltemal om dieselfde vuur sit, diplomaties nie. Daai wedstryd is dan in Sri Lanka. So Namibië se span wat dan nou van India af Sri Lanka toe vlieg vir daai laaste wedstryd van hulle Woensdag. Ek sien. Vertel ons 'n bietjie van die ander wedstryde, was daar nog iets interessant gedurende die toernooi tot nou? Ja, ek dink Suid-Afrika het baie goed gelyk dink ek aan hulle laaste wedstryd teen Nieu-Seeland. Goeie oorwinning met 7 paaltjies vir Suid-Afrika daarso. Suid-Afrika wat dan 176 moes aanteken vir 'n oorwinning. En hulle kaptein Aiden Makram wat dan 'n klomp lopies geslaan het, vinnig goed op dreef gewees met die golf. En dan ook Zimbabwe wat 'n groot oorwinning behaal het Vrydagoggend teen Australië, altyd besonders. Zimbabwe. Ja, Namibië het al tevore T20's teen Zimbabwe gewen, maar dis maar 'n onvoorspelbare tipe van spel. Baie goeie oorwinning daar vir Zimbabwe. Hulle het dan 169-2 opgestel en Australië wat dit nie kon behaal nie. Hulle het vir Australië almal uitgebal vir 146 en dan die wedstryd gewen met 23 lopies. Veel geluk aan die buurland. Ja, goed gedoen. Okay, kom ons keer terug hier na Windhoek toe. Ek verstaan daar was ook bietjie atletiek. Die Kommas streekkampioenskap wat dan Saterdag gehou is. So 'n geleentheid vir atlete om dan bietjie voor te berei vir die nasionale kampioenskap wat bietjie later sal wees. Die groot uitblinker het ons dan daar op die skerm gesien. Lionel Coetzee, die verspringer. Hy is dan ook die houer van die Namibiese rekord. Hy het nou nie
naby sy Namibië se rekord gekom het wat 8.27 meter is. Hy het Saterdag 7.71 meter gespring, maar vir die eerste keer in die seisoen was hy tevrede. Ja, hy het ook maar af en toe beserings gehad oor die laaste jaar of 2. Ja. En ja, maar hy het gesê hy is baie opgewonde om te probeer dan kwalifiseer vir die Statebond spele. En ja, 'n man wat tevore al 'n silwermedalje gewen het by 'n Afrika kampioenskap. So dit's goed om hom dan weer in aksie te sien. Dis al 'n bietjie vir Lionel Dame Passo. Ja, soos ek dink een van die ander atlete wat ook goed gevaar het is Marika Weitz. Sy het die gewigstoot gewen met 12.25 meter en ook die diskusgooi met 43.37 meter, wat net so 7 cm agter haar persoonlike beste is. Sjoe, dis sterk dame. Ja, sy kan. Ja. Nee, baie lekker. Okay, vir oulaas, kom ons praat natuurlik oor sokker. Die Premier Liga is aan die gang. Wat is die nuutste? African Stars wat dan verloor het op Rundu teen Rundu Chiefs 1-0. So dit het hulle dan die eerste posisie op die puntelys gekos. So en dan ook Ishoki Chula wat hulle wedstryd dan gewen het op Gubawes daar teen Young African, ook met 'n stelling van 1-0 en dis dan Ishoki Chula wat dan die voortou neem op die puntelys. Hulle is dan op die na 18 wedstryde elkeen is dit Chula wat dan bo aan die puntelys is met 37 en dan African Stars wat nou in die tweede posisie is met 35 punte en dan derde is dan Mighty Gunners, hulle het 34 en dan Ongos FC, hulle het 31 punte. Dis dan die stand van sake. Ek sien Ongos het ook gewen oor die naweek. Yes. 4-2. Yes, redelike goeie telling vir hulle, ja. Ja. Ja, alright, baie dankie Andrew. Ek sien dit was 'n naweek vol sport. Waarna kan ons uitsien oor die komende week en miskien vir die komende naweek? Ja, daar is op die oomblik is daar 'n toerspan van Engeland hierso met cricket, Warwickshire. Hulle het so 3 wedstryde wat dan hierso teen Namibië se akademiespan gespeel word hierdie week by die in Windhoek en dan is daar by ons 'n nuwe stadium. Yes. Ja, ek is bly om te sien ons gebruik daarom plek. Ja. Yes. En dan is daar ook die Namibië se vroue sokkerspan. Hulle is by die COSAFA toernooi en hulle eerste wedstryd dink ek is Vrydag. Hulle is in 'n groep wat net 3 is. Okay. So hulle is dink Mosambiek en Madagaskar dink ek is hulle 2 opponente. So hoop hulle kan een of al 2 van daai wedstryde wen en dan deurgaan na die uitklopfase van die toernooi. Dink jy hulle staan 'n goeie kans? Ja, miskien ek dink met die span wat hulle daarso het en die opponente is ek dink het hulle 'n redelike kans. Okay. En dan sal ons natuurlik ook dan maar weer dophou Woensdag van die cricket wanneer hulle teen Pakistan speel. Ja, dis 'n groot game. En dis maar min of meer seker wat ons so vinnig in die pipeline het. Nou baie dankie. Baie dankie Andrew. En baie dankie julle dat julle by ons aangesluit het vir daai brokkie sportnuus. Bly by ons is nou weer terug. Hallo daar kykers, my naam is Brian Munango, aanbieder vir Gooi Kolle. My naam is Patricia Kutse en ek is julle braai-aanbieder. Hallo julle, ek is Andrew Poelman, mede-aanbieder van Gooi Kolle. Ons sou waar ons ja, 'n bietjie van 'n braai tema inwerk saam met sportvooruitsigte van die naweek, so 'n bietjie sportpersoonlikhede bekendstel. So ons sien uit na ons 3de seisoen. En dan ook lekker kos op die kole. Julle kan ons elke Vrydag om 12:30 op DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 en ook op ons webwerf OneUp2. Goed, daar is dit en daar het julle dit. Ons het tot by die einde gekom van nog 'n uitsending van Klets Kompas. Van my Ogito Greik en my hele span hier in die ateljee wens ek julle 'n voorspoedige week toe. Alles van die beste en maak seker om weer môre aand om 8:00 by ons aan te sluit op NTV op DStv. Baie dankie en tot môre. Totsiens.